This program is rated PG-13. Viewer discretion is advised. Die lijk van 'n 24-jarige man is laat vanmiddag deur die polisie naby Parys in 'n stormwatersloot gevind. Die man het R100 in kontant aan hom gehad. Visser, goeienaand. Ja? Is by sy lijk aangetref. Ja, dan is hy by my. Volgens die Net 'n staatsbeampte oomblik. is hy aan arseenvergiftiging Dis dood. Christa. Die lijk is nog nie uitgeken nie en die polisie... Hallo Christa, is daar probleme met Rolien? Jong Daan Hardes was hier. Hy het vir Rolien kom haal. Ek kon hom nie keer nie, hy was baie moeilik. Hy is nou net hier weg. Ek dink jy moet vir Jenny sê. Wie jy waant hulle is? Hy het nie gesê nie. Ek skat hy's na sy huis toe. Ek gaan slaap maar. Kom ons hulle gaan soek. Hardes het vir Rolien by Christa gaan haal. Pa, tog iets wees wat 'n mens aantrek kan doen. Ek dink ons moet 'n dringende hofbevel teen hom kry oor Rolien. Maar is nou te laat om 'n regter in die hande te kry. Pa ken nie vir Jenny nie. Sy sê die vanaand oog toe maak as sy nie vir Rolien in die hande kry nie. Dan bly julle net kalm. Moenie van julle kant af 'n ding doen wat die hof as onbillik kan beskou nie. Soos om haar te gaan haal. Hardes soek moeilikheid. As hy haar by die huis het, sal hy julle nou inwag. Hy voel waarskynlik iets in die mou, daarvan kan jy seker wees. Los dit nou vandag, Rolien sal niks by hom oorkom nie. Daarvan is ek nie so seker nie. Wat's dit nou? Hardes het vir Rolien by Christa gaan haal. Hoe kon sy vir my kind gegee het? Sy weet mos. Sy was bang vir my, was baie moeilik. Wat wag ons, kom ons gaan. Jenny, bly net kalm. Los dit nou vandag, ons kan dit môre doen. Ek wil my kind vandag nog in my huis terug hê. Vandag. Kom dan. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Nog sy dienskneg, nog sy diensmaagd, nog sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Sê agter papa aan. Jy mag nie steel nie. Hy mag nie steel nie. Wie het vir mamma gesteel? Ek swak. Sê agter papa aan. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Wil nie meer sê nie. Sê agter my aan. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Wie het vir mamma begeer? Ek swak. Ontaan het vir mamma begeer. Sê dit. Ontaan het mamma begeer. Is daar? Dis ek, Jenny. Maak oop, ek het vir Rolien kom haal. Rolien bly vandag hier. Ek laat my kind by vreemde mense bly, terwyl dese man haar man in die strate rondjakker nie. Asseblief Hardes, ons wil nie argumenteer nie, ons het net vir Rolien kom haal. Sy slaap. Sy heilig kan al bly by wees. Wat wil jy wees? Asseblief Hardes, het weg, hy ding voor die moeilikheid kom. So waar sal ek hier? Dis gaan die polisie bel. Los my uit, ek wil my kind hê. Los my nie uit. Los my uit. Hardes, so waar is wat ek hier, ek sê, skiet as het moet. Moenie roer nie. Bly net waar jy is. Jy is die wonderlikste man in die hele wêreld. Ek weet nie ek het so net kon geleef het nie.
Ginny, ek weet nie wat in julle huwelik tussen jou en Hardes gebeur het nie. Maar dit moes 'n akelige tyd gewees het. Ek het vanaand gesien, hy is nie normaal nie. Ek verstaan ook hoekom jy so obsessie oor Rolien het. Hy is gevaarlik. Ek is bang. Bang oor wat hy met haar kan maak. Probeer uitsien wat hy met haar gemaak het. Vra hom môre goed uit. Dit kan net ons saak versterk in die hof. As ons net kon weggaan. Kaap toe, enige plek. Dan geen hofbevel op aarde gaan haar ooit van hom af weghou nie. As hy wil bereik, dan sal hy. Ek het al oorweeg om op te hou swat net om by haar te wees. As 'n mens vind dit kan dit sertifiseer. Dink jy hy is sertifiseerbaar? Ongelukkig nie. Ek het die akligste voorgevoel oor Hardes. Hy is die soort mens wat 'n gesinsmoord pleeg. Self op hom praat. Kom ons kyk eens ons by die hof kan terug. Dalk as hy die hofbevel vir onagsaam kan hom nie sommer arresteer. Miskien kan mens die van moeilik maak. Dit moet opgee. Kan jy nou sien hoe ek gehuiwer het om met jou te trou? Ek het ooit aangedink dat al hierdie probleme ons net nader aan mekaar bring. You're watching Cul-de-sac. So wat dink jy, Pieter? Nee, Visser, u weet beter as ek, maar ek dink nie die hof sal hom sommer toegang tot die kind weier nie. Hy doen niks aan die kind. Hy beïnvloed haar teen Daan. Dit is feitelik onmoontlik om te bewys, Jenny. Nee, ek dink dis soos jou pa sê, hy het 'n billike, redelike toegang tot Rolien volgens julle skei-ooreenkoms, maar hy beoefen dit op die oomblik op 'n onbillike, onredelike wyse. Nou, Visser, weet nie wat jy sê nie, maar ek dink die beste is om te gaan vir 'n wysiging van die toegangsvoorwaardes. Maar dan kan hy haar nog sien. Ons maak dit van baie moeilik, Jenny. Ons vra vir 1 middag per maand. Ja, maar selfs dit sal baie moeilik wees om reg te kry. Die hof is die opperste voog. Die hof moet beslis wat is in belang van die kind. En tensy ons met 'n baie goeie saak voor in dag kan kom, gaan die hof eenvoudig beslis dat dit in belang van die kind is om wel haar pa te sien. Met ander woorde, ons is magteloos teen Hardes. Nee, nie noodwendig nie. Hy is onredelik, selfs uiters onverantwoordelik. Maar in die praktyk, Jenny, gaan die regter waarskynlik die advokate bymekaar roep en sê die partye moet onderling ooreenkom. Hardes sal nooit ooreenkom nie. Ons sy advokaat sal hom adviseer. Ons gaan niks bereik nie. Kyk, die hof sal hom allerminste verbied om ooit weer die kind te sien sonder jou toestemming. Ons sal dit stop dat hy weer vir weke lank na kan verdwyn of haar kan ontvoer by jou vriendin of by die kleuterskool. Dit sal ons stopsit. Eers as dit te laat is. Dan sal ek luister. Oh ja, zeg het even helemaal. Ik zie je wat 2 weken. Je moet niet kwaad doen, hè? Wat wil je nog al? Sy regtig van jou af. Ja, Liesel is hoogs ontsteld. Sy is weg om daaroor te gaan praat. Het jy al gesê vir ons? Ag, my liefste. Ek
Ze moest nooit je naam noem nie. Weet gesê as iemand anders. Het jy gevra vir 'n egskeiding? Hoeveel keer wil jy dit nou nog hoor, hè? Kom. Eet, ek moet kantoor toe. Waar kry jy dit? Self geneem? Het Leo gesien? Nee, ja. Wat dink jy gaan jy daarmee maak? As hy vrypos, wat anders? Luister nou vir my. En luister goed. Jy speel met vuur. Hoekom? Ek is nie bang nie. Kom hier. Dis nog niks. Kom hoor hier. Vertel het duisende keer nie hoor. Jy kry R30.000 as jy die verklaring teken. En vir die negatieve. Hier is dit. So. As die juffroukie sal teken, kry jy die geld. Nou wat daarvan? Moenie onnoosel wees nie. Kan jy nie sien nie? Tiaart is gevaarlik. Hy's gevaarliker as wat ek en jy dink. Ek wil niks meer met hom te doen. Waar kry jy hierdie goed? Deur die pos. Sonder boodskap. Sonder adres, sonder kommentaar. Was nie eintlik nodig nie, was dit? Dit sê niks. Nie gek wees nie, dit sê alles. Hy kan skaars waag om polisie toe te gaan. Luister, daar was iemand by hom. Daar moes iemand in daai kar gewees het. Het jy al vanoggend se koerant gesien? Daardie lijk is skaars 10 kilometer van die spoorlyn afgevind. Weet jy, ek sê nie is Tiaart nie. Maar ek kan jou dit sê, ek is bang. Ek is baie, baie bang. En jy los hy man uit. Hoor jy my? Los hom uit, anders word jy ook vir dood opgetel. Ek verwag om my hier te sien, het jy. Wat wil jy hê? Jamie, kan ons nie asseblief net vir een keer 'n gesprek voer sonder vyandigheid? Meneer Tiaart, ek sien nie die punt daarvan in nie. Jy probeer nou na al hierdie jare kom paas speel om jou gewete te stil. En ek is nie lus daarvoor nie. En buitendien, ons kan nie hier sit en gesels, die mense hier wil in stilte werk. Kom drink 'n koppie koffie saam met my. Dit gaan net 'n halfuur van jou tyd vat. Halfuur. En wat het toe vir eerste man geword? Nie nog vra nie. Hy het die dosentepos hier, Grieks. Is jy en hy kwaad vir mekaar? Kwaad is nie eens die woord nie. Hoekom? Oor ons kind. Ek het die ander dag 'n aanbod gemaak aan Dan. Oor aandele in Matie Clinic. Het hy jou vertel? Ja, het my gesê en ek is bly dit van die aand gewys. Meneer Tiaart,
Jy probeer jou pad in hierdie familie inkoop. En ek sê jou nou, dit gaan nie help nie. Niemand van ons wil enigiets met jou te doen hê nie. Dit sal oorwaai. Uiteindelik sal jy sien ek wil net goed doen. As jy enigiets van ons wil weet, sal jy weet dat ek en Dan het nie jou geld nodig nie. My ma het die onderhoud wat sy deur die jare ontvang het in 'n rekening inbetaal, onder my naam. En sodra ek kan, sal ek sorg dat jy al jou geld terugkry. Nee. Dis omtrent R200.000. Dis julle geld. Nee, Jenny, hoekom haat jy my so? ek haat jou nie. Ek het jou net nie in my lewe nodig nie. Kan jy dit nie verstaan nie? Het jy wel daaraan gedink dat ek jou nog nodig het? Dis jou probleem. Kan ek jou dogtertjie Rolien sien? Nee. Wie voel dit om al die geld in die wêreld te hê en nie erfgenaam nie? Is dit al waaroor jy kan praat? Geld. Nee, ek wil oor jou praat, maar jy gee my nie 'n kans nie. Meneer Tiaart, jy verdien nie 'n kans nie. En verskoon my, ek is nie meer lus vir koffie nie. Wil jy nie 'n laaste keer oor Rolien dink nie? Nee. Dis nou 'n pragtige storie. Elaine Visser wat haarself altyd so hoog heilig gemaak. Ek het nie geweet julle het moeilikheid oor Rolien. Dis nie ek nie, dis sy. Sy maak die kind net in my op soos sy nog altyd gedoen het. Sy, maar 'n nuwe man. Ek het nog nie eers begin beklei nie. Sy dink net oor 'n paar regte sal sy die hele hof van haar kant kan kry. Maar ek sal haar wys. Meneer Breitenbach, wat sal jy sê as ek aanbied om jou regskoste te betaal? Wat is jou belang by die saak? Rolien is jou kind, maar sy is ook my kleinkant. Ons is in dieselfde bootjie. Sy weier ook dat ek die kan sien. Meneer Breitenbach, ek kan my prokureurs opdrag gee om jou te verteenwoordig. Wat sê jy daarvan? Wat wil jy uit die storie uit hê? Niks. Ek wil ook net so af en toe my kleinkind sien. Jenny weier dat ek dit doen. Miskien sal jy, as Rolien eers by jou is. Die saak in duisende kos. Geld is nie 'n kwessie. Dink daaroor. Bel jy my. Skalk. Ek wou jou vanoggend gebel het. Ek is bly kry jou nou. Luister, ek het 'n snaakse opdrag gistermiddag gekry van Fred Conradie. Dit gaan alweer oor Tiaart. Hy het vir Fred gevra om namens jou skoonseun, die Breitenbach-kerel, op te tree teen Jenny. En toe wil Fred my opdrag gee om namens hulle te verskyn. Ek het dit van die hand gewys. Tiaart. Nou wat so onheilige alliansie sal hy met Hardes aan die gang hê? Ek weet nie, maar ek het gedink ek moet jou sê. Hy het waarskynlik gedink niemand sal uitvind hy sit agter Breitenbach nie. Maar Hardes kon nog skaars die dagvaarding gekry het. Waar sou hy aan Tiaart kom? Geen idee nie. In elk geval, Fred sal seker nou 'n ander advokaat kry, maar ek sien maar. Daar gaan 'n groot bekleierery wees oor hierdie toesigstorie. Baie dankie vir die inligting. Skalk, ek hoor jy neem nie meer waar nie. Nee. Het iets gebeur? Nee, niks. My tyd is maar net om, dis al. Meneer, hier is advokaat Visser wat meneer wil sien. Hy sê dis persoonlik. Laat hom aankom. Ek kan maar opkom. Gerus? Nee, dankie, ek wil nie sit nie. Wat kan ek vir jou doen? Nee, Tiaart, ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek verneem jy's nou die persoon agter Hardes Breitenbach. Jy bedoel, betaal ek sy regskoste? Ja, ek doen dit. En mag ek verneem wat jou onuitputlike belangstelling in hierdie saak is? Meneer Visser, dit gaan oor my kleindogter. So ek het sekerlik die volste reg om op belang te hê. Ek wil net vir jou dit sê.
Daar is 'n goeie Engelse spreekwoord wat jy gerus kan oorweeg. Fools rush in where angels fear to tread. Hierdie saak teen Hardes is nie 'n grap nie. Hy is besig om groot emosionele skade aan daardie kind aan te rig. En jy is besig om 'n baie verkeerde perd op te saal as jy hom in sy kwaad steun. Preek jy nou vir my? Nee. Maar jy het blykbaar 'n obsessie om in my familie se sake in te meng. En ek wil jou net waarsku. Dit gaan jou duur te staan kom. Ek het naastenby genoeg inmenging verduur. Dreig jy my ook? Nee, ek dreig jou nie. Ek probeer dit net vir jou uitspel dat jy op dun ys is. En jy moenie dink ons kan nie die multikliniek saak heropen nie, want ons kan. Kom nou, Visser. Dit betaam nie 'n man in jou posisie om my af te pers nie. En wat Ginny betref, sy is 'n hardkoppige kind. Ek het ook ondervinding van haar. En sy doen Roline groot onreg aan om haar te probeer weghou van haar pa en haar oupa. Ek dink persoonlik jy het nie 'n kans in die hof nie. Ek neem aan jy dink anders. Maar ek wil net dit vir jou sê. Julle dink Hardes is weerloos omdat hy nie die geld het om 'n hofsaak te veg nie. Jy's verkeerd. So. As jy my sal verskoon, ek's besig. Nou goed, die hart. Ons sal mekaar seker weer sien. In die hof. Hallo. Waar is jou pad? Terug plot toe. Wanneer dink jy nie hierdie nonsens het nou lank genoeg aangehou nie? Wat 'n nonsens verwys pa nou? Dis jou huis hierdie. Hierdie oomblik het ek nie eintlik 'n huis nie. Nou is dit dan nie jou huis is nie, wat jy hier kom maak. Ek het vir my ouma kom kuier en vir haar chocolates gebring. Kyk, ek wil nie hê jy moet langer by Dion en daardie geskeide vrou op die plot bly nie. Dis nie goed vir 'n jong kind nie. Die feit is ek bly baie lekker by Dion en die ouer vrou. Was baie meer huislikheid op daai plot as in hierdie hele ou kasarm. Voel behoorlik asof mens by 'n museum instap as jy hier aankom. Dis nie my skuld dat almal koers ingeslaan het nie. O nee. Ek en Dion en ma seker hier weg oor dit so lekker hier is. Kyk, dit help nie ons staan hier buite op mekaar en skreeu soos barbare nie. Kom ons gaan binne toe. Kom. Die stryd Bybelberg en hier is 'n gesin kom saam bly nie. Bedoel pa nou ons almal? Dion ook? Ja, ons almal. Sit. Dion se meisie ook. Wat het Dion se meisie met alles te doen? Dis 'n verbygaande ding. Hierdie tussen hom en Magdalt. Dit sal oorwaai. Ek het nuus vir pa. Dit sal nie oorwaai nie, hulle twee is lief vir mekaar. Sy het hom beïnvloed en hy is te jonk om raak te sien dat sy hom gebruik. Ek dink ek moet liewer loop vir ons twee weer stryk kry. Want pa praat onsin en pa weet dit. Nou sê jy dan vir my. As hulle twee sodanig lief is vir mekaar, hoekom trou hulle nie? Wat 'n gesaambleiery is dit nie? Waarmee moet hulle trou? Daar's nie eers elke dag kos in hy huis nie, maar wat gee pa om? Dion kan mos maar krepeer vir al wat pa omgee. Dis nie waar nie en jy weet dit. Pa ken nie eers vir Magdalt nie. Pa het haar nog nie een keer gesien nie. Maar wat kan oordeel is pa. Dis glad nie eers vir my snaaks dat hulle pa gefire het van die regbank nie. As pa dan wil hê dat ons as 'n gelukkige familie hier moet saam woon, hoekom doen pa nie iets daaromtrent nie? Hoekom gaan pa nie vir ma nie of ontmoet vir Magdalt nie? Of dink pa geluk gaan soms so na pa toe aangehardloop kom? Skalk, ek het die laaste stuk gehoor. Bonnie is nou wel baie kwaad. Maar dink jy nie daar steek waarheid in wat sy sê nie? Ek het 'n tee op Dion se verhouding met 'n ouer geskeide vrou. En ek vra nie daarvoor verskoning nie. Selfs nie, al is sy 'n goeie kind nie. Goeie kind. Wat by 'n man bly 'n derde jonger as sy. Wat nie eers omgee om met hom in sonde saam te leef nie. Skalk. Jy's 'n harde kop. Al hierdie dinge wat met jou gebeur, dis jou eie maaksels.
As jy net wil, kan jy die geluk in hierdie huis terugbring.